Groet in die wonderlijke naam van ons koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thijs en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons dagelijks 'n hoofstuk in die Nuwe Testament lees, en die doel om ons Christen te vernuwe en te versterk op 'n daaglikse basis. Vandag gaan ons voort met Efesiërs hoofstuk 2 en die opskrif lees: Julle is saam met Christus lewendig gemaak. As gevolg van julle verkeerde lewe en sondes was ook julle geestelik dood. Julle leefstyl destyds is bepaal deur hierdie bose wêreld. Ja, deur die regerder van die mag wat in die lig is. Dit is die gees wat nou nog werk in almal wat aan God ongehoorsaam is. Ons almal het vroeër so gelewe. Ons gedrag is bepaal deur ons sondige begeertes. Elke sondige wens wat in ons gedagtes opgekom het, het ons sommer net gedoen. Soos die ander mense was ons vanselfsprekend vir God se vreeslike straf bestem. Maar God se onverdiende liefde is oorvloedig. Die liefde waarmee hy ons liefhet, is so groot dat toe ons verkeerde lewe ons geestelike dood veroorsaak het, hy ons saam met Christus lewend gemaak het. Dis God se onverdiende goedheid wat maak dat jy gered is. Omdat ons aan Christus Jesus verbind is, het God ons saam met hom opgewek en saam met hom 'n sitplek in die hemel gegee. So sal God ook in die tye wat kom bewys dat hy heeltemal oorloop van onverdiende goedheid. Die goedheid wat God ons deur Christus Jesus gegee het, sal as bewys dien. Dit is mos die onverdiende goedheid wat julle gered het toe julle tot geloof gekom het. En julle geloof kom nie uit julle self nie, maar is 'n gawe van God. Dit is nie die gevolg van julle dade nie. Niemand kan daaroor groot praat nie, want ons is God se handewerk. Hy het ons in ons verhouding met Christus Jesus so gemaak dat ons die goeie werke wat hy vir ons bestem het, kan uitlewe. Dink daarom aan die tyd toe julle wat as nie-Jode gebore is, onbesnedenis genoem is deur die wat besnedenis genoem word. Al is die besnedenis net mensewerk aan die liggaam. Dink daaraan dat julle toe sonder Christus was, nie burgers van God se volk nie, uitlanders wat nie deel gehad het aan die beloftes van die verbonde nie. Julle was sonder toekomsverwagtinge en sonder God in die wêreld. Maar nou het julle, wat toe ver was, deur julle verhouding met Christus naby gekom. Dit is moontlik gemaak deur Christus se dood aan die kruis. Christus het inderdaad vrede tussen ons gebring. Deur sy liggaam aan die kruis te gee, het hy die twee groepe een gemaak. Ja, die muur van vyandskap het hy afgebreek. Hy het 'n einde gemaak aan die wet met sy voorskrifte. Hy het vrede gebring deur homself die twee groepe tot een nuwe mensheid te maak. Ja, deur sy dood aan die kruis het hy die vyandskap beëindig. So het hy albei groepe in een liggaam met God versoen. Hy het vrede kom verkondig vir hulle wat ver is en vir hulle wat naby is. Dit is aan hom te danke dat albei van ons deur een Gees toegang tot die Vader het. Julle is dus nie meer uitlanders en bywoners nie, maar medeburgers van hulle wat aan God behoort. Ja, julle is lede van God se huis, wat gebou is op die fundament wat die apostels en die profete gelê het. Christus Jesus is self die hoekklip op wie die hele gebou, terwyl dit kunstig in mekaar gepas word, verrys tot 'n tempel wat aan die Here toegewy is. Deur julle verhouding met hom word ook julle saam opgebou tot 'n gebou waarin God deur sy Gees woon. Amen. En daar het ons die geskrewe woord van God, geliefdes. Onthou, die Here is lief vir